I hoped, and every year I hope that students understand that gender is constructed stereotypes that's sort of perpetuated in the media. Die meeste mense dink vanuit ons westerse geskoolde denke dat jy jouself ergens op uiterstes bevind. Niemand is volledig manlik of volledig vroulik of volledig gay of volledig straight nie. Jy bevind jouself op die glyskaal. Tradisionele siening van geslagsrolle word te groot mate uitgedaag. Deur vrouebemagtiging, maar ook deur die aandrang op menswaardige behandeling van gay mense. Die belangrikheid is om jou self te wees en in jou eie identiteit, in die eie liggaam gemaklik te wees en in binne daai ruimte jou roeping uit te leef. I'm very excited today to welcome Ashwin Thyssen, Ashwin Africanus Thyssen. In short, Ashwin identifies as ontologically black, existentially queer and spiritually Christian. Daar's 'n belang vir die kerk daarbey dat die huwelik se heiligheid gehandhaaf moet word. Maar die vraag is, hoekom het dit hierdie status? En ek het 'n vermoede ons kan dit nie antwoord nie omdat ons self nie lekker weet nie. Kom ons hou mekaar vas hiermee en kom ons los vir mekaar die ruimte. Want ons sien nou na 'n klomp jare dat ons nie mekaar oortuig kry nie. En ons maak vir mekaar die ruimte om vorentoe te gaan. En die kerk het nou 'n plek bereik waar daai keuse sal moet maak. I was a political activist. I spoke at gay pride rallies. I testified before the New York legislature, and I taught thousands of college students to hate the Bible. I truly believed that an LGBTQ plus civil rights movement would be good for the whole world. And the reason I believed that is I believed that people were inherently good. I was one of the first crop of tenured radicals. I truly believed that I was a lesbian. I read the Bible 7 times through in 2 years. And if you do that, you give the Holy Spirit a lot of attention. So the book started basically with moms and grandmas either stopping me at Costco or writing to me and coming to the church and saying, what in the world's happened? I raised my children in the church, and they have now become casualties of this LGBTQ plus movement. Ek het eendag toevallig na 'n video-opname geluister op YouTube waar sy Rosaria met 'n groot aantal Amerikaanse studente gesels het oor the 5 lies of our anti-Christian age. En ek was onmiddellik gefassineer deur hierdie vriendelike, skerp vrou wat so met die skrif, met die waarheid van die woord, elkeen van hierdie 5 lies neem en hulle ontmasker. En die een sin wat ek nooit sal vergeet nie, wat sy gesê het is, I know all these lies inside out, because I believed them all. En ek het net gedink, hierdie al die studente moet dit hoor. Vriende, dis 'n wonderlike voorreg om hier in Stellenbosch te kuier by vriende en 'n paar studente. En ons het die wonderlike voorreg om vandag te praat oor die Afrikaanse publikasie van hierdie boek van Rosaria Butterfield. Sy was 'n beroemde lesbien professor in Amerika en hierdie is haar 5de boek, dink ek. Het 'n klompie boeke geskryf. Sy het tot bekering gekom en die boek is in Afrikaans vertaal. En Dr. Jeanette wat hier is, was betrokke by die vertaling. Ons het 'n paar studente wat hier is en ons wil vandag 'n bietjie gesels oor die boek. 'n Paar studente hier. Ziska, jy is 'n nagraadse student. Jy's lief vir die Here, jy's ook 'n prokureur. Wil jy vir ons 'n inleidende teks gee wat kosbaar is, wat deel is van hierdie hele gesprek oor hoe die Here Rosaria Butterfield se lewe radikaal verander het? Ja, ek het dit is uit 'n video wat ek van haar gekyk het wat sy haar storie vertel het. En toe het sy hierdie skrif genoem en dit het my regtig nogal getref. Ek dink dit omvat so half haar hele storie en wat sy sê in hierdie boek en so, maar in Hebreërs 4 laat ons dan ons beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur
tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. Ja, niks wat geskape is vir hom verborge nie, maar alles is oop en bloot voor sy oë. Hom teenoor wie ons moet verantwoord. En ja, ek het net gedink, dit is eintlik waarop al hierdie goed neerkom, is dat daar soveel debatte en daar soveel, as jy nou kyk, die onderwerpe wat sy bespreek in hierdie boek, maar dit is God se woord, wat deur dit alles dring en op die einde die waarheid ontbloot, en dit is waaraan ons moet vashou, dit is wat ons lei. So, dit was vir my baie betekenisvol uit haar storie gewees, ja. En daar's 'n klomp van haar video's wat mense kan gaan kyk ook, jy het 'n paar gekyk, het jy nou gesê, nee? Ja. Wonderlik. Kan ons vir Janet net bietjie vra, vertel net vir ons, hoe het jy betrokke geraak by hierdie boek om so 'n dik akademie, dis eintlik een van haar mees akademiese boeke. Hoe het dit gebeur dat jy betrokke geraak het om die boek te vertaal? Wel, ek het eendag toevallig na 'n video-opname geluister op YouTube waar sy Rosaria met 'n groot aantal Amerikaanse studente gesels het oor the 5 lies of our anti-Christian age. En ek was onmiddellik gefassineerd deur hierdie vriendelike, skerp vrou wat so met die skrif, met die waarheid van die woord, soos wat jy gesê het, elkeen van hierdie 5 lies neem en hulle ontmasker. En die een sin wat ek nooit sal vergeet nie, wat sy gesê het is, I know all these lies inside out, because I believed them all. En ek het net gedink, al die studente moet dit hoor. En toe het ek sy die boek in Engels geskryf, The 5 Lies, en toe sê jy vir my, dis nie in Afrikaans vertaal nie, en toe baie voorbarig, toe sê ek, maar ek en my sussie sal dit doen. En ek het nie geweet, hierdie boek, ek het hom nog nooit in my hande gehad nie, ek het nie geweet, hy is dikker as 300 bladsye nie, ek het nie geweet, dis eintlik 'n navorsingsbron, want sy is ongelooflike skerp akademikus, en dat dit eintlik 'n baie ingewikkelde boek is nie, maar ek en my sis het vasgebyt, want ons ouers het ons geleer, jy los nie iets wat halfpad nie, en dit was ongelooflik verrykend. Maar wat die kern, wat ek haar altyd dankbaar sal wees, is, sy het elkeen van hierdie leuns neem sy, en dan hanteer sy dit uit die waarheid van die woord, en die onfeilbaarheid van God se woord, en wat ek ook vreeslik respek vir haar het, is sy het haar lewe in lyn gebring met God se woord. Sy het van 'n lesbiese professor in feminisme gegaan tot 'n pastoorse vrou wat vir haar kinders en haar kleinkinders tuisonderrig gee. So sy het nie net die woord geken nie, sy ken nie net die woord baie goed nie. Sy het haar lewe gebuig voor die gesag van die skrif, en daarvoor het ek ongelooflik respek vir haar. Janet, baie dankie. Dit is merkwaardig, soos jy nou verduidelik, die ongelooflike radikale verskil in haar lewe wat die Here te werk gebring het. En ek wil tog sê vir gewone Afrikaanse mense wat, miskien is daar 'n familielid wat worstel oor homoseksualiteit of transgenderisme, en hierdie boek, sê sy by die eerste hoofstuk, het sy spesiaal vir vroue en dogters geskrywe. Ek wil net so 2 stukkies lees. Hy sê hier byvoorbeeld op bladsy 24, hierdie boek is vir Christene met geliefdes wat vasgevang is in lesbiese verhoudings en transgender verwarring, en wat besef dat om hulle te help, vereis dat mens in kontak bly sonder om deel te word van hulle indoktrinasie. Soos jy sê, dis merkwaardig dat sy was professor in Amerika, sy sê elders in die boek, sy het geskrywe aan die curriculum en die fakulteit in New York se in Engels policy, hulle beleid vir transgenderisme en die LGBTQ+ beweging hier by 1990. So dis voordat dit al iets in Suid-Afrika was. So sy ken dit van binne af. Sy skryf op 'n stadium toe sy nou uiteindelik tot bekering kom en die vriendskap met 'n presbyteriaanse dominee en hoe die Here haar lewe verander het met liefde en respek. Toe sy uiteindelik
haar wat noem mens dit inaugural lecture gaan gee. Sy het 'n groot voordrag gegee het. En daai voordrag is in een van haar ander boeke. En toe sy nou die waarheid van die woord bring in liefde maar in waarheid. Toe storm een van daai aktiviste in haar kantoor in en skree op haar en sê basie jy het ons verraai. En dan skryf sy hoe sy stukkie vir stukkie alles verloor het. Sy het uiteindelik net die kat oorgehad. En daai hele proses word in van haar ander boeke verduidelik. En dan hier is nou na baie jare, as ek reg verstaan, wat sy nou die wysheid en die kundigheid, nadat sy nou aangenome kinders groot gemaak het. Wil jy sê vir Afrikaanse mense wat miskien glad nie enige kennis het, hulle is verward ook deur synodes wat verwarrende boodskappe gee. Wat is die bydrae wat jy dink hierdie boek kan maak vir mense wat nog nie alles weet van wat aangaan in die kerke en wat die Bybel eintlik daaroor sê nie? Hierdie boek is nie, dis nie 'n maklike boek nie. Dis 'n regtige boek wat jou uitdaag en wat jou laat dink. En ek het nie aanvanklik met alles saamgestem wat sy gesê het nie, maar sy verwys jou na die skrif en dan laat sy jou dink. En al is hierdie eintlik 'n navorsingsbron vir teoloë en teologiese studente en vir die akademie, want sy is 'n briljante akademikus. Haar verwysingsveld is ongelooflik wyd. Is dit ook 'n boek vir ouers en vir grootouers om hulle te help om duidelikheid te kry vanuit die skrif. Altyd vanuit die skrif. Wat sê die skrif oor hierdie dinge? Want dit kan 'n mens geweldig verwar. Ja, wonderlik. So dis merkwaardig hoe sy in haar verhaal ook skrywe hoe sy toe die Here haar red, hoe sy uiteindelik met haar kop die woord moes aanvaar het en toe doen wat die woord sê. Sy sê dit in vir alle Johannes Evangelie praat sy mos daarvan. Sy het nog nie veranderd gevoel nie en toe die woord wat vir haar sê doen die woord. Uiteindelik het haar emosies begin verander. En dis een van die sake wat sy bespreek. Sy sê dat jy kan jouself nie as die Here jou waarlik gered het nog met daai identiteit vereenselwig nie. En dis natuurlik kontroversieel vir mense om dit te sê. Sy sê sy was daar. Dis hoe sy gedink het sy is. En uiteindelik hoe die Here haar deur 'n hele proses gevat het, dat sy besef het, dis nie haar identiteit nie. Haar identiteit is in Christus. Sy bespreek 5 leuns, nê. Dis 5. Dit is so dis groot goed en soos jy sê, ek dink dit sal vir studente, vir akademiese navorsing, hier's voetnotas met verwysings na akademiese werke wat sy alles dokumenteer oor hoe dit in mekaar pas. Miskien kan ek vra as daar 'n student of so wat iets wil sê, wat is julle belewenis, hoe het Rosaria Butterfield 'n impak op julle gehad? Marigen, wil jy dalk ietsie daaroor sê? Ja, ek dink vir my ons lewe in 'n wêreld waar mense nie weet wat is waarheid nie. En ek dink is baie keer net om mense te aanvaar soos hulle is, al lewe hulle in sonde. So ek dink wat vir my wonderlik was van Rosaria se boek is dat ons weet dis die woord waartoe ons gaan, die woord van God wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Dit is wat ons weet, dis wat die waarheid is. Dankie. Ja, miskien kan ek net laaste sê, ons gaan nog opvolgprogramme maak, 'n klomp dinge sê, wat baie lekker vir my is en kosbaar is, hier agterin is daar 'n klomp advies wat sy gee. Omdat sy in van haar ander boeke ook nou geskryf het oor wat met haar gebeur het, toe sy 'n boek geskryf oor gasvryheid. Hoe kan jy uitreik en kinders grootgemaak het, so sy het baie wysheid en dan gee sy hier agter raad vir mense. Kom ek gee net vir ons 'n paar voorbeelde. Byvoorbeeld hier op bladsy 371. Nou vra sy, moet ek die gay troue van 'n seun bywoon? Dan sê sy nee. Hoekom nie? Dan gee sy 'n verduideliking. Dan sê sy, my dogter en haar lesbiese lewensmaat gaan 'n baba hê deur middel van kunsmatige inseminasie. Dan praat sy van, as hulle wil kom kuier, wat moet jy doen? Dan sê sy, nee, jy kan hulle nooi om te kom kuier, maar dan sê jy vir hulle, julle gaan nie in dieselfde plek bly nie. So sy het baie jare van wysheid wat sy hier gee vir mense wat hiermee worstel. Miskien kan ek net nog vir vandag 'n laaste getuienis gee. Daar's 'n vriend wat my gekontak het, wat ook hier in Stellenbosch groot geword het, gaan studeer het, nagraads en wegbeweeg het van die kerk. En
'n kind na hom toe gekom en gesê, pa, ek is homoseksueel, en toe die pa een van twee keuses gehad. Of ek aanvaar dit, en ek sê dis reg, of ek gaan kyk wat sê die woord. En toe het hy met 'n paar predikante gaan praat, en toe was daar 'n klomp wat gesê, nee, dis reg, en toe is daar een van sy vriende wat vir hom sê, maar jy weet dit is nie reg nie. En hy is besig om hierdie boek ook nou te lees. En so dink ek, is daar waarskynlik ander mense wat ook hierdie boek sal kan lees en weet dat die Here het sulke verhale van mense van hoop wat hy vir ons wat hy hoop gee. Kan ek afsluit met 'n Bybelvers? 1 Korintiërs 6. Paulus praat hier van 'n lys van verskillende sondes wat maak dat jy nie deel is van die koninkryk van God. En dan noem hy hier homoseksualiteit, hy noem dronkaards, hy noem geldgieriges, hy noem 'n hele lys van sondes. En dan sê hy hierso vir die gemeente, en so was party van julle ook. Maar julle het julle sondes laat afwas. Julle is geheilig, julle is regverdig verklaar in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Vriende, dit is 'n voorreg dat ons kon werk saam aan hierdie. Wel, ek het nie enige werk regtig gedoen nie. Ek het net probeer bemoediging gee en moedeloos, en dan die rekenaar het probleme gegee op 'n stadium, 'n klomp goed moes oorgedoen geword het. En in Afrikaans beskikbaar, kan ek julle uitnooi, as jy belangstel om hierdie boek te lees, gaan na die webtuiste toe van Imprint, on.org, on.org, Rosaria Butterfield se boek 5 leuns van ons anti-Christelike era.